dankie julle. Die middag is maar altyd die moeilike een, nee. Ek is bly julle is hier, man. Fantasties. Moenie terughou nie. Moenie slaap nie. Maar nee, ons sal sê dankie aan jou. Dit was dan regtig pragtig, nee. Joh, dit is net wow. Die Here se sagtheid ons so omvou. Hoor jy, kyk hoe kyk julle vir hier langs aan, hoor. Dit klink lekker dan, nee, maar julle is nou hier. Sit hier. Ag, die Here is so goed vir ons. Blaai saam met my na die boek van Matteus, die Evangelie van Matteus 25, en ons lees vanaf vers 14 tot en met vers 30. 'n Baie lang gedeelte, maar dit gaan oor die gelykenis van die talente. 'n Baie kragtige, diep gelykenis eintlik tot ons harte. Ek lees vir u weer eens uit die ou vertaling uit, Matteus 25 vanaf vers 14, en u is welkom om te volg. Dit sê: Want dit is soos 'n man wat op reis wil gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan een gee hy 5 talente, aan die ander 2 en die ander 1. Aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat 5 talente ontvang het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het in die grond gaan grawe en die geld van sy Here weggesteek. En na 'n lang tyd het die Here van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê: Meneer, 5 het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander daarby verdien. En sy Heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê: Meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy Heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat 1 talent ontvang het, ook so en sê: Meneer, ek het nie geken dat jy 'n harde man is wat maai wat jy nie gesaai het nie en bymekaar maak wat jy nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was. Het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy Heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte en luie dienskneg. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat 10 talente het. Want elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, van hom weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Ons boodskap vanmiddag is getiteld: Wat doen jy met wat jy het? Nou as jy die program dopgehou het, dit moes nou gistersin gewees het. Dit was my fout, nie hulle program nie, hoor. Dit was my fout. Maar wat doen jy met wat jy het? Nou sê gou vir my, wie van u het dalk al in die lewe bietjie plat op die boude gesit terwyl jy iets doen? Jy weet, jy sit en jy doen iets en jou bene is dalk hier so onder jou ingevou en jy doen iets. En soos wat jy sit, na rukkie begin jou een been nou nie so lekker voel nie. Jy weet, soos wat jou bloedsomloop afgesny word. Maar jy's besig, so jy gaan aan en jy doen iets en jy werk, maar na 'n ruk sê daai been vir jou: Kyk, nou moet jy opstaan. En die oomblik as jy opstaan, skielik voel hierdie been van jou lam, dood soos wat die bloedsomloop afgesny het. Weet daai pins en needles gevoel.
Weet, en jou voet, jou been is lam en daai voet van jou voel soos 'n stuk lap. En jy kan nie op hom trap nie. Jy wil omval en dit is seer. Jy ken dit, nee. Jy ken dit. Maar instinktief weet jy, die beste ding om nou te doen is wat? Is nou juis om op hom te trap en te loop. Jy weet, die oomblik as jy op hom trap en loop, hoe vinniger kan die bloed weer begin vloei, hoe vinniger kom die bloedsomloop reg, en dit kom net reg. Maar jy weet, dit is seer, jy kan nie trap nie, maar jy weet, jy moet trap. Jo, jy weet, as jy nie loop nie, gaan dit nie herstel nie. Jy ken dit, nee, jy weet waarvan ek praat. Ek dink is iets wat al met ons almal gebeur het. Nou sê vir my, hoe baie van ons sit nie al vir jare in hierdie kerk net op ons boude nie. Die probleem is, ons is so gelukkig om net hier in die kerk te kom sit, maar ons besef nie, dat net soos wat jy te lank op jou boude sit, dit jou bloedsomloop na jou bene en jou voete afsny nie, net so. Wanneer jy en ek geestelik sit, geestelik net sit, sny dit ons geestelike bloedsomloop af na ons geestelike bene en voete. En kort voorlank is ons geestelik lam. Geestelik lam. Ons wil net omval. En om geestelik te staan is seer. Ek wil dis ongemaklik. Ons doen dan wat ons so graag doen. Ons gaan sit maar net weer. Ons gaan sit maar net weer en hoop dit sal uitwerk. En ons hoop dat ander mense gaan doen wat ons veronderstel is of wat ons moet doen. Maar ons besef nie. Die beste ding om te doen wanneer jy en ek geestelik lam raak. Die beste ding om te doen is juis om op te staan en te beweeg. Om betrokke te raak in die kerk, in evangelisasie. En hoe vinniger ons geestelik beweeg en betrokke raak, hoe beter vir ons eie geestelike lewens. Ons kan nie net elke week kerk toe gaan sit en opstaan en dan maar net weer huis toe gaan en dink jy het jou geestelike plig nagekom nie. Jy sien, God roep ons om 'n verskil te maak daar waar ons is en hy ons geplaas het. As kinders van God, wat deur sy bloed gered is, het ons 'n groot verantwoordelikheid. 'n groot verantwoordelikheid wat God aan ons elkeen opgedra het. En om hierdie punt huis toe te dryf, vertel Jesus ons die gelykenis van die verskillende talente in Matteus 25 vers 14 tot en met 30. Dit begin deur dit te sê, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. Hy gee met ander woorde aan hulle mag en gesag oor sy eiendom om daarvoor te sorg asof dit hulle sin is. Asof dit hulle sin is. Hy dra in werklikheid aan hulle die groot verantwoordelikheid op van eienaarskap. En dis nogal 'n baie goeie vergelyking wat God ook maar met ons as sy kinders doen. Hy is die skepper van hemel en aarde. En ek wil niks is in werklikheid ons eie nie. Maar God vertrou dit aan ons toe as ons eie met al die mag en gesag. Ek wil ons is in werklikheid maar net rentmeesters. Ons is maar net rentmeesters. En dan sê dit baie duidelik dat hierdie eienaar aan elkeen van sy 3 diensknegte talente gee volgens hulle vermoë. Die eerste een kry 5 talente, die tweede een 2 talente en die derde diensknegt kry net 1. Met ander woorde, hy het hulle geken, hy het hulle vermoëns geken en aan elkeen presies gee hy wat hy kan hanteer.
Hy weet wat hulle kan hanteer. Nou, duidelik is hierdie talente wat hy vir hulle gee, nie betaling wat hulle kry vir goeie diens gelewer nie, maar verantwoordelikheid wat hy aan hulle opdra, waarmee hulle moet werk om sy sake nog verder uit te brei en natuurlik te vergroot. So dit gaan nie oor die hoeveelheid van talente wat jy kry of nie, maar wat maak jy met wat jy ontvang het? Nou die eerste 2 diensknegte gaan werk dadelik daarmee en hulle slaag daarin om dit wat hulle ontvang het in die tydperk wat die eienaar weg is, te verdubbel. Maar hierdie derde en laaste dienskneg ontvang nie die minste nie, maar die een minste wat hy wel ontvang het, gaan hy en hy gaan begrawe dit in die grond en steek dit mooi weg. Ten minste as jy daaraan dink, is daar 'n goeie plek of 'n veilige plek om jou geld weg te steek as jy bang is dit raak weg. Jy weet, 'n manier om dit mooi te bewaar. Maar tog is dit duidelik in kontras met die ander 2 diensknegte wat hulle met die geld doen wat hulle ontvang het. Duidelik was dit nie reg nie. Hy het nie die geld gekry om te bewaar nie, maar om daarmee te werk en sy eienaar se besigheid voor te sit en natuurlik daarop te bou. Dit is wat die eienaar van hulle verwag het. Dit was duidelik. Dis wat die eienaar van hulle verwag het. En dan sê vers 19 vir ons: en na lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. So duidelik was daar 'n oordeel, 'n afrekening, 'n verslaggewing. God eis rekenskap van ons as sy kinders met wat hy aan ons toevertrou het. Beide die eerste en die tweede diensknegt gee verslag dat hulle die talente wat aan hulle toevertrou is verdubbel het, van 5 na 10 en van 2 na 4. Mooi so. Goeie en getroue diensknegt, antwoord die eienaar, beide die eerste en die tweede diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Nou, hier word hierdie diensknegte nie so seer beloon vir hulle arbeid nie, maar nog meer vir hulle getrouheid. Vir hulle getrouheid. Hulle word as goeie diensknegte bestempel en daar word vir hulle gesê, gaan in die vreugde van jou Heer. Met ander woorde, hulle kry die volheid van hulle Heer as beloning. Nie 'n sekere deel nie, hulle kry die volheid van hulle Heer as beloning. Alles wat hulle Heer aan hulle toevertrou het, het hulle aan hom teruggegee en niks vir hulle self opgeëis of teruggehou nie. En daarom kan hulle nou ten volle vertrou word met alles wat hulle Here besit, asof dit hulle eie is. Wow! Ek wil asof dit hulle eie is. Nou interessant, daar word geen onderskeid getref teenoor hom wat 5 talente ontvang het en dit verdubbel het na 10, teenoor hom wat 2 talente ontvang het en dit verdubbel het na 4 nie. Hulle kry presies dieselfde lof en eer en beloning. En ek bedoel, nie die een word bo die ander geag nie. Nou, ek weet nie u nie, maar ons denke sê vir ons, groter verantwoordelikhede en groter verdienste moet dan groter belonings bring. Nee, dit maak mos sin vir ons. Maar nee, die les is duidelik. God, wat die harte ken, gee vir ons verskillende verantwoordelikhede, maar presies dieselfde beloning. Presies dieselfde beloning. Of jy getrou was in jou baie, en of jy getrou was in jou bietjie. Dit gaan oor die hart en getrouheid teenoor God. En wanneer ons God erken in alles wat ons het, en vir hom teruggee wat aan hom behoort, omdat hy ons harte besit, kry ons almal dieselfde beloning. En ons kan almal in sy volle vreugde deel, asof dit ons eie is. Asof dit ons is.
Maar nou verander alles drasties, soos wat die derde en die laaste diensknegt, wat net 1 talent ontvang het en dit begrawe het, nou sy te heer se talent terugbring. Hy het niks om te wys nie, en daarom kom hy met 'n verskoning. En nogal so 'n tipe verskoning waar hy homself regverdig en sy eienaar as te ware aankla. Hy kla hom aan en hy sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is wat smaai waar u nie gesaai het nie en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Interessant dat nie een van die vorige 2 diensknegte enige iets van so iets eers geskimp het nie. Omdat ek bang was, is hierdie man se woorde, terwyl hy die 1 talent wat hy ontvang het, teruggee. Nou, hoekom was hy bang? Het jy al gedink? Hoekom was hy bang? Heel waarskynlik omdat hy 'n wanvoorstelling van sy Heer gehad het. Maar hoekom het dit hom dan nie juis aangespoor om te doen wat hy moes nie? Wat ons egter moet onthou, is dat hierdie eienaar sy diensknegt oor sy goed aangestel het en sy besittings aan hom toevertrou het. So hierdie diensknegt het al die voorregte geniet van die eienaar. Hy was in sy huis, maar hy het nie sy verantwoordelikheid nagekom nie. En dan kom hierdie verskriklike woorde waarvoor ek persoonlik self baie bang is, as ek voor die regter moet verskyn. Jou slegte en leie diensknegt. Ek dink dit moet verskriklik wees om hierdie woorde te hoor. Jou slegte en leie diensknegt. Nou is baie duidelik dat die huisheer erg ontsteld is oor hierdie diensknegt se reaksie, as ook die aantuiging teenoor hom, en daarom vat hierdie huisheer sy diensknegt aan op sy eie kennis van hom. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak wat ek nie uitgestrooi het nie. Nou, of dit reg is of nie, of die huisheer werklik so was, soos wat hierdie diensknegt hom beskryf het, of nie, is nie nou die kwessie nie. Dis hoe hierdie diensknegt sy heer geken het, en nou vat hierdie heer sy diensknegt aan op hierdie kennis van hom. Soos wat, jy het my mos nou so geken, as dit nou so is, as dit is hoe jy my geken het, hoekom het jy dan juis nie gewerk met wat jy ontvang het nie? As jy dit self net 'n klein bietjie werklik geglo het, waarvan jy my beskuldig, hoekom het jy nie dan net ten minste die geld belê by die wisselaars om rente te ontvang nie? Maar natuurlik sy ware karakter word geopenbaar toe hy die geld gaan begrawe het. Ek wil selfs net 'n bietjie rente sou aanvaarbaar wees vir die eienaar en bewys het dat jy ten minste die minimum, die basiese minimum verantwoordelikheid erken het. En so word hierdie diensknegt nie net bestempel as nutteloos nie, maar hy word ook uitgewerp in die buitenste duisternis. Kyk, om as nutteloos bestempel te word, is erg. Maar dan, om nog uitgewerp te word, in die verdoemnis, ek dink dit is nog erger. Dit is sekerlik nog erger. En dan sê dit, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Sê vir my, wanneer knars jy op jou tande? Wanneer knars jy op jou tande? Is dit nie wanneer jy bitter spyt of bitter kwaad is nie? Is dit nie wanneer jy bitter spyt of bitter kwaad is nie? Hierdie diensknegt besef te laat wat hy gedoen het en hy's bitter spyt en dalk selfs kwaad daaroor. Dalk vir die eienaar, maar tog het hy niemand om voor kwaad te wees behalwe homself nie. En so sal dit ook wees met elkeen
wat in die kerk sit en eendag verlore gaan wees. Dit is ons eie keuse en ons gaan dan bitter spyt of bitter kwaad vir onsself wees, omdat ons die geleenthede wat God vir ons gegee het, nie gebruik het nie. Nie gebruik het nie. En dan stop hierdie gelykenis net hier. Dit stop net hier. Hoekom? Sodat jy en ek self die toepassing in ons eie lewens kan maak. Kom ons wees eerlik met onsself. Ons het nie 'n graad nodig om werklik te kan verstaan wat God hier vir sy kerk wil vertel nie. Die les: wat doen jy met wat jy het? Wat doen jy met wat jy het? Kan ek terugkom na ons vergelyking waarmee ons begin het? Hoeveel van u sit nou al vir jare plat op die grond, op die boude in die kerk? Of anders gestel, hoeveel van ons het in werklikheid ons God gegewe talente begrawe? Werklik begrawe. God het ons almal talente gegee om sy koninkryk uit te brei en hy verwag van ons om dit te gebruik en te vermeerder tot sy eer. Maar ons sit op ons boude. Ons het ons talente begrawe en ons geestelike bloedsomloop na ons voete is al afgesny en dit voel vir ons, ons kan nie meer geestelik regop staan nie. En wat doen ons? Wat doen ons? Die beste raad is om dadelik op te staan en betrokke te raak. Al is dit hoeseer. Al manier hoe die Heilige Gees ons geestelike bloedsomloop kan herstel as ons die keuse maak om op te staan en betrokke te raak in die kerk, in jou omgewing, jou werk, selfs jou familie. Hoe vinniger jy gaan opstaan en beweeg, hoe makliker gaan dit wees en hoe makliker gaan dit raak, want God sal jou lei en gebruik. En as jy dalk skrikkerig is, as jy dalk bang is, op jou minste, belê ten minste jou talente waar dit rente verdien en iets doen. En God sal dit seën en gebruik tot sy eer. Weet jy hoe maklik is dit vandag om net in 'n stel DVD's te belê en dit dan vir iemand te gee? Weet jy hoe maklik is dit? Kry net vir jouself 'n stel en as jy iemand ontmoet, dan sê jy net vir my, weet jy wat? Ek het 'n stel DVD's wat vir my so nice was en dit het vir my so baie beteken. Ek wil dit graag vir jou gee. Ek wil 'n bietjie hê jy moet daarna kyk en dan vir my sê wat jy daarvan dink. Ek self probeer altyd 'n stel DVD's in my kar of iewers hê en as ek iemand ontmoet, dan is dit eintlik so maklik. Weet as dit iemand na as jy 'n bietjie gesels sê van hoorie man, kyk 'n bietjie hierna. Ek wil vir jou ietsie gee. Kyk 'n bietjie hierna. Vat dit vir jou. Sê nee man, vat dit vir jou, dis joune. Vat dit, kyk daarna. Ek wil dit graag vir jou gee. Jy weet, dis tog so eenvoudig. Maar tog in werklikheid is dit saad wat jy saai. Moenie worry of hy dit gaan kyk nie. Moenie worry of dit gaan groei nie, want dit is die Heilige Gees se werk. Dit is die Heilige Gees se werk. Jy weet vandag is dit as te ware so maklik om betrokke te raak, want vandag so baie opsies. Julle vandag is daar so baie opsies. Ek wil, jy kan 'n WhatsApp uitstuur, jy kan 'n DVD uitgee, jy kan 'n boek weggee, 'n e-mail stuur, selfs 'n link aanstuur vir hom, vir iemand wat hom toegang tot al hierdie wonderlike waarhede van ons kan gee. En moenie wag dat die kerk dit eers verniet vir jou moet gee, voor jy dit weer vir iemand gaan weggee nie.
verwag dat jy dit vir net eers kry nie. Nee, staan op en maak 'n besluit om te belê in God se werk. Om te belê in God se werk en laat die Heilige Gees jou lei in wat jy moet doen en wat jy kan doen. Wees net gewillig en stel jouself beskikbaar en raak betrokke. Weet, ek vertel baie keer die geval van die man wat erg disleksies was. Hy was al hier in sy 40's en hy kon nie lees of skryf nie, as gevolg van sy disleksie. En hierdie man kom tot bekering. Hy vind die Here in sy lewe. Hy gaan kerk toe, en dit verander sy hele lewe. En soos hy Jesus ontdek, is hierdie natuurlike begeerte om Jesus te deel met ander ook saam. En hy wil so graag mense vertel, maar wat kan hy doen? Hy kan nie lees of skryf nie. Ja, en hy gaan bid. En hy kry hierdie idee en hy gaan na die kerkmense toe, sy nuwe kerkfamilie. En hy vra vir hulle, hoorie, sal julle asseblief my Bybel merk met die Bybelstudies? Jy weet mos hoe werk die Bybel merk? Weet, merk die Bybelstudies en die agter kry jy die versies en eerste teksie en dan vertel dit jou waant jy moet blaai. En hy laat hulle sy Bybel merk vir hom. En hy vat sy Bybel na sy werk toe, want dis waar hy geweet het, hy kan nie lees of skryf nie. En dan gaan hy na iemand, hy bid, dan gaan hy na iemand toe en sê, hoorie, ek kan nie lees nie. Kan jy asseblief vir my Bybel lees? En wat gaan jy nou vir so ou sê? Dan sê hulle ja, en dan gewoonlik vra hulle, wat, is daar iets spesifieks wat ons vir jou kan lees? Dan sê hy, weet jy wat? By my kerk het hulle my Bybel gemerk met Bybelstudies. Kan ons asseblief, kan jy vir my die gedeelte lees oor die wederkoms? Dan wys hy van hier agter het hulle dit gemerk, daar wederkoms, daar iewers is die eerste versie. En dan kyk hulle daai eerste versie, dan lees hulle vir hom die eerste versie, dan sê hy, wow, kan jy dit glo? Die Here sê hy gaan self persoonlik kom. Dis wonderlik nie. Wat sê die volgende versie? Wat sê die? En so doen hy met hulle Bybelstudie. En hy kan nie eens lees of skryf nie. Jo. En so kan ons elkeen iets doen. So kan ons elkeen iets doen. Ons talente gebruik tot God se eer. Al is dit hoe klein, al is dit hoe onbelangrik. Staan net op en raak betrokke. Wat doen jy met wat jy ontvang het? Weet, so 'n klompie jare terug, preek ek by Magnolia Kerkie. Dis so 'n klein kerkie, ek was toe nog by Philadelphia predikant, wat onder Philadelphia geval het, die ou mens kerkie, pragtige ou mensies. En die dag toe ek daar preek, toe is een van Philadelphia se ouderlinge, Chris Grobler, ek weet nie of u hom ken nie, hy is intussen oor see, pragtige mens gewees. En hulle het hom, ek het nie eens daarvan geweet nie, maar hulle het hom gevra om te sing tydens die Sabbatskool en die erediens. So Chris gaan toe sommer ook, weet, hy's 'n ouderling, hy gaan ook so saam met my op die kansel. En iets interessants, en nou begin ons te sing, weet, hy het nog nie sy spesiale item gelewer nie. Nou, Chris kon sing, die wat hom ken, hy is 'n ouderling, maar hy kon sing, weet, om te sing was duidelik een van sy goeie talente. En ons is saam op die kansel en die openingslied begin hulle, die Here God regeer van sy verhewe troon, u ken dit, dis so 'n pragtige lied. En natuurlik, hy kan sing, so hy sing uit volle bors. Nou die wat my ken, ek kan nie sing nie, dis uit soos koekies in 'n weeshuis vir my. Ek kan glad nie sing nie, maar nou hou ek van sing. Ek, vir alles almal hard sing, dan sing ek te lekker. Want niemand kan my hoor nie, dis so lekker, jy weet. Dan sing ek. En nou staan Chris hier langs my, en hy sing uit volle bors, tot God se eer. En soos dat hy sing, moet ek sê, gebeur daar so ietsie hier, wonderlike ding met my. Op die een of ander manier, voel dit vir my, of sy sang, my aansteek. En op die oomblik voel dit vir my, net daai, okay, was net daai oomblikie, voel dit, ek kan sing. Hey, ons sing so, daai harmonie wat hulle so, dit klink net reg. Wow. En ek moet sê, dit voel so goed vir my. So goed. Nou, Chris
Die ouderling weet nie eers wat hy op daai oomblik vir my gedoen het nie. Hy het net gesing om God te verheerlik, nie om my of enigiemand anders te probeer beïndruk nie. En skielik besef ek, wanneer ons talente en gawes gebruik om God te eer, dan, deur die Heilige Gees se genade, beïnvloed dit altyd ander mense op 'n positiewe wyse. Dit beïnvloed ander mense wat hulle as te ware optel, bystaan, ondersteun en beïnvloed om ook van hulle beter mense te maak tot God se eer. En daarom vra God maar net van jou om dit wat hy jou gegee het, tot sy eer te gebruik. Om dit tot sy eer te gebruik, en dit stel die Heilige Gees in staat om God se naam deur jou te verheerlik in ander mense se lewens, en jy en ek is nie eens bewus daarvan nie. Ons weet dit nie eens nie. In die boek Handelinge van die Apostels, bladsy 111 staan daar: Lank het God gewag dat die gees van diens van die kerk besit moet neem, sodat elkeen volgens sy vermoë vir hom kan werk. Wanneer die lede van God se kerk hulle aangewese werk in die behoeftige velde, tuis en in die buiteland, ter vervulling van die evangelieopdrag doen, sal die hele wêreld spoedig gewaarsku word, en dan sal die Here Jesus met krag en groot heerlikheid na die aarde terugkeer. Sal hy terugkeer? En daarom wil ek u vanmiddag uitnooi om nie net elke Sabbat kerk toe te kom en dan weer huis toe te gaan nie, maar om betrokke te raak. Op die heel minste, ek bedoel op die heel minste, het God vir jou ten minste 1 talent gegee. Nou ons weet hy het vir jou baie meer gegee, maar op die heel minste het jy 1 talent wat ons moet gebruik om sy koninkryk te bevorder. En hy gaan jou tot verantwoording roep daarvoor. Wat doen jy met wat jy het? Moenie dit begrawe nie. Moenie net hier in die kerk op jou boude kom sit nie. En as jy voel jy is geestelik lam, die beste ding is dan juis om op te staan en betrokke te raak. God vra net van jou om dit wat hy jou gegee het, tot sy eer te gebruik, en die Heilige Gees sal God se naam deur jou verheerlik. Amen. Amen. Kom ons buig jou hoofde. Ons Here Jesus, ons wil voor U kom buig. Inteendeel, ons wil laag kom buig. Want Here, ons sit al so lank in U kerk op ons boude, dat ons geestelike bloedsomloop al in werklikheid ons lam gemaak het. Ja, Here, ons dink ons kan staan, maar in werklikheid is ons bene al geestelik lam, van niks doen nie. En ons wil vra, Here, dat U ons asseblief genadig sal wees. Dat U ons sal help om hierdie talente wat U vir ons gegee het, te kan gebruik. Dat ons sal opstaan en betrokke sal raak in U kerk. Die keuse sal maak en ons harte voor U sal bloot lê, sodat U ons sal help om die saad te saai. Al gee ons net 'n DVD uit, al bid ons net vir mense, Here, dat U ons sal help om op te staan, betrokke te raak en iets te doen, sodat ons geestelike bloedsomloop weer sterk kan word, en dat U ons kragtig kan gebruik in U diens. O Here, U het vir ons elkeen gegee, en U gaan ons tot verantwoording roep daarvoor. Help ons dat ons getrou sal wees
Want ons wil nooit daai woorde hoor, jou lei in slegte diensknegt nie. Wees ons genadig. Asseblief Jesus. Ons bid dit in ons Jesus se naam. Ons Jesus. Amen.